Voor ek begin, kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, Here Jesus, dankie vir vanoggend, Here, dankie dat ons kan sing van die genade en ons kan U loof en prys weer, Here, op 'n Sondagoggend. Ons Vader, die Vader sal spreekend, Here, en ons vra weer dat U Gees vanoggend met ons sal praat deur die woord en dat U lewe sal bring net soos dat U kan. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is in Johannes nog hierdie hele jaar en vir die laerskoolkinders wat in hulle klassies is in die oggende. Ons is in Johannes en tot en met nou toe het baie mense vir Jesus heeltemal verkeerd verstaan. Jesus is besig om simbolies te praat in baie van sy interaksies met die mense. So hy wil 'n punt oorkry deur simbolies te praat, maar die mense verstaan hom letterlik. So hulle verstaan hom verkeerd omdat hulle hom letterlik probeer verstaan in steede van simbolies. Okay? En ons sien dit in Nikodemus in Johannes 3, waar Jesus vir Nikodemus sê, jy moet weergebore word. En wat sê Nikodemus vir Jesus? Ek kan nie weergebore word nie, ek kan nie weer in my ma se maag gaan nie. Christian, jy kan nie weer in jou ma Wilma se maag gaan nie, dit maak nie sin nie. So hulle verstaan nie hulle probeer hom letterlik verstaan. Okay? Maar Jesus wat hy daarop vir Nikodemus probeer sê is, hy probeer vir hom sê, jy moet 'n nuwe mens word. Jy moet nie weer gebore word fisies nie, maar jy moet nuut gemaak word deur die Heilige Gees. Okay, en dan in Johannes 4 praat Jesus met die Samaritaanse vrou by die put. En Jesus sê vir as jy van my water drink wat ek vir jou gee, gaan jy nooit weer dors word nie. En die vrou dink, okay, maar waar is hierdie water? Ek soek hierdie water. Maar Jesus probeer weer geestelik. Hy probeer nie letterlik met haar praat nie, hy sê vir geestelike realiteit van as jy in my bly, as jy my gees het, gaan jy nooit weer geestelik dors wees nie. Okay, so, ons sien dit reg deur Johannes, Jesus is besig om simbolies met mense te praat en hulle verstaan hom verkeerd letterlik. En dis wat in Johannes 6 ook gebeur. Laas week het Fred gepreek oor, Jesus wat sê hy is die brood van die lewe. En weer hier die Jode om letterlik probeer verstaan, in steede van simbolies. In steede van om te besef, hy is nie nou besig om te sê hy is brood nie, maar tog mis hulle mis hom, en ons sien dit weer hier vanoggend. Is eintlik maar net weer, die tweede gedeelte van Johannes 6 wat ons nou mee besig is eintlik nou maar net dieselfde as die eerste gedeelte. Hallo, wil jy voorsit? Jy kan, sit sommer net hierso. Wat is jou naam? Wat is jou naam? Ek kan nie hoor nie, sê jy. Jou naam? Ek kan nie hoor nie. Welkom, ja. So hierdie tweede deel van Johannes is eintlik, van Johannes 6 is dieselfde as die eerste deel waar Jesus weer sê, ek is die brood. Ek is die brood, ek gee die brood uit die hemel, en ek is ook die brood. Ek is ook die brood. En is interessant, hierdie gedeelte in Johannes 6 is die eerste ek is stelling van Jesus. Dis die eerste keer wat Jesus sê, ek is. Hy het 7 ek is stellings, en hier is die eerste keer wat hy sê, ek is die brood van die lewe. Dis die 2020 vertaling. Ek is die brood wat lewe gee. Nou wie kan vir my sê, wat se ander ek is stellings daar is? Jy kan so 'n bietjie cheat vanoggend as jy jou oë oopmaak, maar wie kan vir my sê, die ander ek is stellings? Oom Leon. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nog ene. Marnu. Ek is die goeie herder, ek is die lig. Ek is die sout. Dit is nie een van die ou, maar hy is die sout. Okay, so ek is die egte druiwestok. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die deur vir die skape. Ek is die goeie herder, ek is die lig vir die wêreld en ek is die opstanding in die lewe. Maar vanoggend fokus ons op die eerste ek is stelling van Jesus. En dit is, ek is die brood van die lewe. En Jesus het, laasweek het ons gelees, Jesus sê in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So wat bedoel Jesus hier, as hy sê, ek is die brood van die lewe? Wat bedoel Jesus,
as hy sê ek is die brood van die lewe? Onthou julle in die Ou Testament. Onthou in die Ou Testament. Waar God vir die Israeliete brood gegee het, manna gegee het, toe hulle honger was in die woestyn. Nee, die Israeliete was honger in die woestyn, en God gee vir hulle manna brood, genoeg vir elke dag. Net genoeg vir elke dag. Okay? Jesus sê, hy is daardie brood wat uit die hemel gekom het. Hy is die brood, ek is die brood van die lewe. Wat bedoel hy? Jesus is besig om fisiese behoeftes met geestelike behoeftes te vergelyk. Nee? So net soos wat ons in die oggende honger is voor skool, is ons lus vir pap, nee? Net soos in die oggend ons lus is vir pap, so is Jesus besig om te sê, soos wat jy honger en dors is, het ons almal 'n geestelike honger en dors. 'n Geestelike honger en dors. Nou ons weet almal hoe dit voel om dors te wees en honger te wees, né? As jy na 'n lang dag se werk of oefen en jy het nog nie geëet nie, daai gevoel, niemand hoef ons te sê hoe dit voel nie, veral nie die kinders en veral nie hoërskooltieners nie. Maar wat dink julle beteken dit, Christian Leanay? Wat dink julle beteken dit as Jesus vir ons sê ons het 'n geestelike honger en dors? Hoe voel dit om geestelik honger en dors te wees? En daar's baie goed, maar ek dink een van die goed is dit is in ons harte, né? So as ons hartseer is, as ons teleurgesteld is, né, as ons maatjies nie so mooi was met ons nie, of ons sport het nie so goed gegaan so wat ons wou nie, of wat ook al dit is, né, dan sal 'n teleurstellendheid of 'n hartseer wat ons ervaar. En in elke liewe mens is daar 'n leemte, 'n diepe verlange in ons harte, wat net Jesus kan vul. Okay, so ons het 'n geestelike honger en dors, wat niemand anders kan vul, behalwe Jesus nie. God het ons gemaak, en daai leemte, daai verlange, kan net Jesus volmaak, niemand anders nie. Niks brood nie, niks water nie, Jesus. Okay. Okay, en ek dink hier's 'n belangrike ding om ook net te noem. As Jesus sê, as jy na my toe kom en in my glo, gaan jy nooit weer honger of dors wees geestelik nie. Sê hy nie, jy gaan nooit meer so voel nie. Dit beteken nie, jy gaan nooit meer voel geestelike hongerte of dorste nie. Dit beteken net, jy gaan nooit meer enige ander plek as by Jesus soek om daai leemte, om daai diepe verlange vol te maak nie. Okay, so wanneer jy daai leemte weer voel in jou lewe, al nadat jy tot bekering gekom het, weet jy, ek gaan draai na Jesus toe. Want hy is die enigste plek waar daai leemte kan vul. Ek gaan nêrens anders draai nie. As jy by Jesus is, het jou soek geëindig. Jou soeke na lewe het geëindig, want is by hom. So wat hier gebeur in Johannes 6 is, as hy sê ek is die brood van die lewe, is baie dieselfde as wat hy vir die Samaritaanse vrou sê oor die water wat hy gee. Okay, hy voed ons geestelike en fisiese dors. Hy gee vir ons alles wat ons harte nodig het. Hy gee vir ons alles wat ons harte nodig het. En ons gaan nou sien, wil jy my preeknotas sien? Hulle is bietjie de mekaar, wil jy sien? Ons gaan nou begin met vandag se gedeelte. Ja. Ons is in Johannes 6 vers 41. Okay. Wil jy saam preek? Gaan sit daar so. Gaan sit daar by Tannie Susan. Ons gaan vandag in Johannes 6 vers 41 tot en met 71 gaan ons sien nog meer wat Jesus bedoel as hy sê ek is die brood van die lewe. Hy het gesê tot en met nou ek is die brood van die lewe en nou gaan ons nog meer sien wat hy bedoel met ek is die brood van die lewe. So lees saam van vers 41 af. Die Jode het gemor omdat hy gesê het ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe.
Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van God afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee, ek is die brood van die lewe. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Here het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê, toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Kapernaum. Ek het nou die Engels en Afrikaans probeer. Eish. So weer sien ons hier in hierdie gedeelte, Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Maar hier sê hy nog meer 'n dramatiese ding. En as jy dit letterlik opneem, dan is daar chaos. Maar hy sê, jy moet my liggaam eet en my bloed drink om die ewige lewe te hê. Nou is die vraag, beteken dit, Jesus sê ons moet fisies sy liggaam eet en sy bloed drink? Is hy besig om letterlik te sê, jy moet my liggaam en my bloed drink? Nee, hy is weer besig om simbolies te praat. En eet en drink, is interessant, eet en drink, die hele skrif deur verwys na hierdie geestelike honger wat ons almal het. In Johannes sien ons dit, maar ook reg deur die skrif. En ek gaan so 'n paar voorbeelde sommer vir julle gee. Psalm 42, vers 2 tot 3. Soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Jeremia 15, vers 16. Ek het die woord verslind, geëet, toe hulle gekom het. Hulle was vir my 'n vreugde. En dan Jesus sê in Matteus 5, vers 6, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. So Jesus is nie besig om te sê ons moet kannibale wees nie. Dis interessant, in die vroeë kerk, daai tyd het baie mense gesê die Christene is mal, want hulle is kannibale. Hulle eet ander mense, want hulle het gehoor hierdie leringe wat aangaan, maar dis glad nie wat Jesus sê ons moet doen nie. En om julle te help om dit bietjie beter te verstaan, gaan ons 'n illustrasie doen. Leanne en Christian, kan julle gou vorentoe kom asseblief? Ja, hier's baie vir julle. Vat hierdie brood. Okay. So as Jesus sê, ons moet sy brood, sy liggaam eet en sy bloed drink. Hierdie is nou net simbolies, ons sê dit represent dit, okay. So, Christian, gaan jy eers die brood vir ons eet? Nee, Leanne, meisies eerste. Leanne, drink die druiwesap, okay. Okay, kan dit maar aan neersit en eet jy 'n stukkie van die brood, hier vir die hele ding nou te eet, hoor? Okay. Wat gebeur toe jy dit geëet het? Wat het nou gebeur? Waar is die brood? Waar is die druiwesap? In jou liggaam. Dis binne jou, nê? So as Jesus sê, ons moet sy liggaam eet en sy bloed drink, beteken dit, ons moet een word met Jesus. Ons moet verenig word met Jesus. Dis die punt wat hy maak. Okay, die brood en die druiwesap is in hulle. Hy sê ons moet een word met hom. Okay, dankie julle. Julle kan gesê, ek gaan nou weer met julle
Right, so ons word een, net soos wat die brood en die druiwesap in hulle is. Jesus sê vir ons moet een word, ons moet verenig word met hom. Maar dan is die vraag geestelik, hoe word ons een met Jesus? Christian Leonay, hoe word ons een met Jesus? Dis maklik dat die brood nou in my is, maar hoe word ek een, hoe word ek verenig met Jesus? En die Bybel sê, as ons vertrou en glo in die evangelie, en dit wat Jesus vir ons gedoen het, dan ontvang ons die Heilige Gees, en dan lewe Jesus se Gees in ons. Okay, so, ja, dit is simbolies, dat hy sê ons moet hom eet en hom drink, maar die simbool wys na die fisiese gebeurtenis, dat Jesus fisies gesterf het op die kruis, dat sy liggaam gekruisig is, en sy bloed vir ons gevloei het, as 'n offer vir ons sonde. En as ons daarin glo, as ons glo wat hy vir ons gedoen het, en ons draai van ons sonde na hom toe, ons glo wat hy vir ons gedoen het, dat hy is wie hy gesê het hy is, dan sê die Bybel, sal ons die Heilige Gees ontvang, en Jesus se Gees sal in ons lewe. En dan is Galasiërs 2 vers 20, waar vir elke liewe Christen. Dan is dit waar vir ons almal, Galasiërs 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Dis die fondasie, ek kan nie een word met Jesus, sonder die fondasie, van dat hy vir my gesterf het, in my plek nie, vir my sonde nie, dis die fondasie. Dis die fondasie van een word met Jesus. Daar's 'n boek onlangs geskryf, waar die ou baie fokus op, om saam met Jesus te loop as 'n disipel. Maar as ons nie hierdie fondasie het, van een word met Jesus nie, kan ons nie saam met Jesus loop nie. Okay, so hier is ongelooflik belangrik, dis die fondasie. Maar wat net so belangrik is dat geloof nie net 'n een keer ding is nie. Okay, ek glo in Jesus, en dis nou, ek gaan nou vergeet daarvan nie. Dis nie wat geloof is nie. Ek moet elke liewe dag aanhou vertrou in Jesus. Ek moet elke liewe dag aanhou na Jesus toe kom. Aanhou oorgee aan Jesus. So as hy sê ons moet hom eet en hom drink, beteken dit is 'n totale toewyding. Dis 'n aanhoudende vertroue in Jesus. Dit hou nie op nie. Okay, dis 'n eenwording. Okay, dan net 'n paar vrae. Wat help ons? Wat gaan ons help om toegewy te bly aan Jesus? Wat gaan ons help om aan te hou vertrou in Jesus? Wat help ons? Daar's baie goed, maar ek dink 3 hoofmaniere. Eerstens die woord. Jesus sê in Matteus 4 vers 4, hy haal die Ou Testament aan waar hy sê, ons lewe nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat van God se mond afkom. Ons lewe nie net van daai brood nie, Christian. Ons lewe van elke woord wat van God se mond afkom. Romeine 12 vers 2 sê, God verander ons deur ons denke te vernuwe. So, soos ons in die woord is, al hoe meer kry ons Jesus se denke. Okay, en soos ons in gebed is, word ons harte al hoe meer verander om te lyk soos Jesus se. En daai denkwording wat een word, ons denke wat een word met Jesus en ons hart wat een word met hom, daai is alles deel van ons wat een bly met hom. En dan nog, die derde een, gemeenskap. Ons deel in die vreugde en die eenheid van die liggaam van Christus, wanneer ons as gemeenskap by mekaar kom. Christendom is nie 'n individuele reis nie. God het ons gemaak vir gemeenskap. Jy kan nie een bly en in toewyding bly naby aan die Here as jy nie in gemeenskap lewe nie. So daai 3 goed is ongelooflik belangrik. Okay, so as jy die brood eet en die water drink fisies, is die brood in jou en die druiwesap in jou. So ons is een met Jesus.
Maar wat gebeur nog? Net vinnig, wat gebeur nog as Christian en Leanay elke dag hulle water drink en brood eet? Okay, eerstens, ons gaan vol word. As ons brood eet en water drink, ons gaan vol word, ons gaan versadig word. So Jesus sê, as ons hom eet en hom drink, gaan ons geestelik vol word. Ons gaan nie meer daai leemte in ons hê nie, as ons na hom toe gaan nie, en in hom glo. Die tweede ding is, ons gaan groei en sterk word. As ons nie van kleins af eet nie, en water drink nie, gaan ons nie groei en sterk word nie. Alright, so Jesus sê, ons moet een met hom wees, en die uitvloei van om een met hom te wees, die uitvloei daarvan is dat ons gaan groei en sterk word in ons verhouding met Jesus. En dan net 'n laaste voor ons by die laaste gedeelte kom, waar ek gaan afsluit mee. Hoe dink julle voel mense wat nie een is met Jesus nie? Hoe voel mense wat nog steeds daai geestelike honger en dors in hulle harte het? Leeg, hartseer. Die laerskoolkinders hierso, Christian, julle het nog nie, ek dink nie julle het al baie die vraag vra, en baie mense vra, wat is my purpose? Nee, is hierdie leemte, hoekom is ek hier? En dis hoe baie mense voel. Dis hoe baie mense voel, en ek het hieroor geskiep, ek weet nie waar ek het gemis het nie, maar dis net as die Heilige Gees deur die evangelie ons harte oopmaak en ons oë oopmaak, dat ons kan sien dat net Jesus ons lewe kan gee. Okay, so as ons dink aan die mense om ons, en die mense by die skool, in ons werksplek, waar ook al ons lewe, die mense wat nie Jesus ken nie, het hierdie leemte in hulle harte, het hierdie diepe verlange, en ons moet hulle vertel van Jesus. Okay, ons moet ons maatjies vertel van Jesus. Hulle het 'n hongerte, hulle het 'n dors vir Jesus, en hulle weet nie eers dit nie. Hulle probeer dit vul met allerlei ander goed. So ons moet hulle vertel van Jesus, wat ons geestelike dors en leemte kan volmaak. Okay, dan die laaste gedeelte, voor ek afsluit, Johannes 6, vers 60 tot 71. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê is daarom te erg, wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het van self geweet dat sy disippels hieroor mor, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af. Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar, na waar hy voorheen was? Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek nie self julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. So hoekom het die mense ophou om Jesus te volg? Hoekom het van sy disippels hom nie meer gevolg nie? Hulle het gedink hy is mal. Die mense het gedink Jesus is mal. Wat hy sê is dwaasheid. En dis hoekom hulle hom nie meer gevolg het nie. Nou, of hulle het hom nie verstaan nie, en hulle het gedink hy praat letterlik, en hulle het ook definitief dit gedink, maar hoe meer hy dit verduidelik het, hoe meer sou hulle begin besef het, okay, hy is besig om te sê, by hom is daar lewe.
Maar hulle het gedink dis dwaasheid om te sê by Jesus is daar lewe. Wat bedoel jy Jesus? Hoe kan daar by jou lewe wees? So omdat hulle nie regtig geglo het dat Jesus is wie hy gesê het hy is nie, het hulle van hom af weggegaan. En weer eens, ek het dit net genoem, maar dit is ons almal. Ons draai van Jesus af. Ons glo nie dat hy is wie hy gesê het hy is, as die Heilige Gees ons oë nie oopmaak nie, deur die evangelie. Want is dwaasheid vir die wêreld. Die evangelie is dwaasheid vir die wêreld. Ons moet dit besef, as ons die evangelie verkondig, die evangelie van Jesus Christus, vir die wêreld is dit dwaasheid. En ons sien dit nie as dwaasheid nie, net omdat die Heilige Gees ons help sien, dat daar net lewe in Jesus is. So die vraag vir ons almal vanoggend, Christian, Leanay, wie is ons in hierdie verhaal? Wie is ons? Waar soek ons lewe? Is ons soos die disippels wat weggestap het, wat nie werklik geglo het dat Jesus is wie hy gesê het hy is nie? Is ons soos Judas? Hy was in die binnekring, hy het kerk toe gekom, hy was in selgroepe, maar hy het nooit werklik sy lewe toegewy aan Jesus nie. En kan ek net vir 'n oomblik, ek het maar meestal ook met die ouers gepraat vandag, maar net weer met die ouers praat, dis die gevaarlikste plek om te wees, is Judas, en ook vir jou kinders, want jy kan kerk toe kom, en jy kan sê jy is 'n Christen en jy volg vir Jesus, maar jou kinders gaan sien of jou lewe ooreenstem met dit wat jy sê en dit wat jy sing. Dit is nie 'n perfekte lewe nie, maar dit is 'n lewe van rigting na Jesus toe. En so dis die gevaarlikste plek vir ons almal om te wees. Ek was daar. Jy's in die binnekring, maar op die ou einde stap jy weg. Op die ou einde as jy voor Jesus staan, eendag is jy nie by hom nie, want jy het nie werklik jou lewe toegewy aan hom nie. So as jy die disipel van die disipels wat wegstap, Judas, of is jy soos Petrus, en die ander disipels wat gebly het by Jesus, wat gesê het, Here, ons gaan nêrens anders gaan nie. Daar's nêrens anders lewe nie. Niemand anders het gesterf vir my sondes nie. Niemand anders se bloed het vir my gevloei nie. En daarom is daar nêrens anders vergifnis vir my sondes nie. Ek het laas naweek op die golfbaan net weer my eie swakheid besef, regtig erg, en hoe ek Jesus nie my dit ook, ek het slegte golf gespeel, maar ek bedoel van my vlees, hoe ek gedink het, deur die jare het ek al geleer hoe om myself te gedra op 'n golfbaan, en waar ek net weer besef, ek nodig die Heilige Gees elke liewe dag, en ek nodig Jesus se vergifnis in my lewe elke dag, en in daai oomblik, wat 'n voorreg om te kan draai na Jesus toe, en net te weet, ek is vergewe, om te weet, ek kan na hom toe dra, want hy gaan my lewe gee, en ook vir die mense om my jammer te kan sê, en te weet, ek is vry. Niemand anders kan dit doen nie. Nêrens anders is daar lewe nie. Jesus gee vrywillig sy lewe, en sterf in ons plek, sodat ons lewe kan hê. Hy gee sy lewe, sodat ons lewe kan hê. Hoe sal ons nie na hom toe draai nie? Hoe sal ons nie na hom toe draai nie? As ons hom eet en as ons hom drink, gaan ons lewe in oorvloed ervaar, gaan ons geestelike honger en dors vir altyd gevoed word. Voor ek afsluit 'n gebed, ek pleit met jou hier as jy vanoggend hier sit en het nog nie gedraai na Jesus toe nie, en jy probeer nog steeds jou geestelike dors en honger voed met allerhande goed wat die wêreld sê gaan dit voed en dit nie doen nie. Pleit ek met jou dat jy sal glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is, en na hom toe sal draai. Amen. Vader, dankie, Here, vir die evangelie, Here. Dankie dat U
vir ons gesterf het op die kruis dat ons lewe kan hê. Here, ons het 'n leemte, ons het 'n diepe verlange in ons harte en niks in hierdie hele wêreld kan dit vul nie. Net U kan. U het ons so gemaak en tot die dag wat ons draai na U toe en glo in U, tot daai dag kom, gaan ons nooit daai geestelike honger en dors kan vul nie, Here. Here, dankie dat ons weet die tye in ons lewe wat ons weer dalk daai gevoel ervaar waar ons leeg voel, dat ons weet ons kan net na U toe weer draai. Elke keer na U toe draai en elke keer gaan U ons volmaak. Ons prys U daarvoor, Here, en ek bid vir enige iemand wat nog nooit gedraai het na U toe nie, wat nog steeds probeer lewe soek in ander plekke. Ek bid vanoggend, Here, dat U Gees hulle ook sal lewend maak, hulle oë sal oopmaak, dat U die lewe is. Bid dit in Jesus naam. Amen.